as jy wil hê dat jou verhouding radikaal moet verander, dan moet jy vir my hierdie 4 goeders doen. Hierdie 4 goed het daarmee te maak dat ons nie moeilike gesprekke gaan hê nie, want hoekom wil ons moeilike gesprekke in 'n verhouding hê? Ek meen, 'n verhouding moet mos natuurlik en maklik wees, nê? Die ander ding wat hierdie gesprekke doen is om te vermy dat jy regtig broos hoef te voel in die lewe, want hoekom sal ons nou wil broos voel in die lewe? Die lewe het mos sy eie kompleksiteit. So die eerste een wat jy moet dan sê is, jy is so sensitief of jy ooreageer. Dit is 'n fantastiese manier om hierdie gesprekke te vermy. Die tweede een wat hiermee gelyk staan, kan mens eintlik sê is, gebruik die taal altyd of nooit. Dis wonderlike taal as jy regtig hierdie gesprekke wil vermy en nie hierdie moeilike gesprekke wil hê nie. Veral as jy nou moeg is en so en dan kan jy nou hier goed gebruik. Dan die derde een is om te sê, man, doen net wat jy wil. En dit is mos nou wonderlik om te erken dat iemand is hulle eie mens, hulle is onafhanklik, hulle het hulle eie besluite wat hulle kan neem, hulle kan mos doen wat hulle wil. Ek meen, dit is mos 2 mense in 'n verhouding, dit is mos heel mense wat na die gesprek toe kom. So doen wat jy wil. En dan die laaste is om te sê, ek's okay, ek's fine, daar's niks fout nie. En dis ook 'n fantastiese manier om dan hierdie dieper liggende broosheid wat baie ongemaklik is, wat mense nie wil beleef nie, te vermy. So daai is die goed wat jy definitief moet doen as jy 'n radikale verandering oor tyd in jou verhouding wil hê. Nee man, eintlik moet ons sê, doen jou bes en vermy hierdie goeie soos die pes, nê? Want dit beteken dat jy die gesprek heeltemal afvee van die tafel af. So jy kan nie die regter wees van iemand anders se emosies nie. As jy vir hulle sê jy is so sensitief of jy ooreageer of doen wat jy wil of die altyd en die nooit taal, hierdie 2 kante van die gesprek, is eintlik baie destruktief. En ons kan nie die regter wees van iemand se emosies nie. As ons in 'n verhouding met mekaar gesels, dan moet ons tog onthou dat emosies het eintlik niks te maak met logika nie. Mag dalk vir jou snaaks klink, maar dit is hoe die hart werk. En beteken daar is nêrens logika nie, so as daar van hierdie goeters is wat herhaal, as dit regtig so is dat jy voel, iemand is baie sensitief oor 'n lang tydperk, dan is dit dalk bietjie iets anders, en dan kan jy dit op 'n baie sensitiewe manier oorbring of die gesprek oopmaak daar rondom. Die laaste een is vir my interessant, want as jy sê ek is fine, as jy ouer is veral kan dit dalk jy ergens met jou praat, want jou kind val, en jy sien hierdie prentjie in jou gedagtes uitspeel van, jene man, dit is net bloedbelope, en daar lê 'n arm en hier lê 'n been, dan staan hy op, en skud hy homself af en sê, ek's fine, dis nie fine nie. Dis dalk nie noodwendig die tyd nie, maar daar moet jy besluit maak om te sê, gaan ek iets opper of gaan ek dit nie opper nie, en dit hang van 'n klomp goeters af, jy weet, is daar nou tyd om dit te hanteer, maar probeer eerder dan iets anders sê, weet jy wat, ek is nie op die oomblik okay nie, kan ons daaroor later praat, of gee my nie tyd dat ek bietjie daaroor dink, maar dis van die moontlikhede wat jy dan het. Nou ja, hierdie 4 goed gaan vir jou 'n radikale verandering in jou verhouding laat sien, so gebruik dit en dan kyk ons waar ons is oor 'n paar maande, en hulle het ook natuurlik goeders wat jy dan kan doen na die ander kant toe, wat ook jou verhouding radikaal verander, maar dit kan ons op 'n ander dag oor gesels.